Is heerlike lente, die winters verby. Vandag is natuurlik lentedag. Hoop julle is ook vrolik in die nuwe seisoen waarna ons ingaan. Hoop julle het 'n lekker week gehad. Die wat verjaar het, ek hoop ook julle het 'n lekker vrolike verjaarsdag gehad en dat die wind jou nie te veel weggewaai het nie. Ons vandag op lentedag wil ons as gemeente 'n nuwe projek begin waaroor ons baie opgewonde is. Ons noem dit ons Bybelleesprogram of Neem Lees, en by al 3 ons eredienste gaan ons van vandag af 'n leesprogram hê. So elke erediens het sy eie Bybel en ons begin met Markus. So die idee is dat iemand binne die erediens dan vir daai week 'n stukkie lees en dan volgende week neem iemand anders weer die Bybel en so sirkuleer daai Bybel binne in ons eredienste om die gemeente saam op reis te neem om ook lief te raak vir die Bybel en om die Bybel te lees. So gaan ons dit by die tekkies doen, so gaan ons dit by die tieners ook doen in die aande. So dit is 'n program wat vandag launch en ons is saam baie opgewonde ook daaroor. Ons wil julle graag uitnooi na ons gemeente ete toe. Dit is die 15de September. Dit gaan direk na die oggenddiens wees. Daai oggend gaan ook 'n gesamentlike erediens wees. Ons gaan nie 'n spesifieke tekkiesdiens hê nie, omdat ons alles mooi gaan opmaak aan die saal. Dit is R100 per volwassene. Wat jy lekker saam met ons gaan eet en saam gaan kuier. Vir die kinders gaan daar lekker speelgoed wees waar hulle kan speel op vir die tyd. Die kinders van 10 jaar en onder is R50 per persoon. Kom koop asseblief jou kaartjie by die kerkkantoor daar by Johannita of by Almarelle en maak seker dat jy nie daai oggend saam met ons mis nie. Kom ons bid saam en dan vra ons die Here se seën vir hierdie oggend se erediens. Here, baie dankie. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie Here dat ons 'n nuwe seisoen kan ingaan met lente. Here, dankie dat dit vir ons iets sê van nuwe geleenthede en nuwe moontlikhede en Here 'n nuwe pad ook wat ons saam met U ook kan stap. Dankie Here dat U genade, U liefde elke môre vir ons nuut is. Here, ons bid dat dit wat vanoggend gebeur as gesinne, Here, dat ons dit saam sal geniet. Maar Here, dat ons ook sal hoor wat U vir ons wil sê en dat in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Groet julle vanoggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Julle kom ons loof en prys die Here saam. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie, want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek Heer, kom vat my hand, kom neem my Heer. Hier is ek Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek Heer, voor U. Ek gee alles vir U, want U is almagtig. U is almagtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie, want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek Heer, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek Heer, kom vat my hand, kom neem my Heer. Hier is ek Heer, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek Heer, voor U. Minder van myself, meer van U. Minder van myself, meer van U.
my arms uitgestrek voor U. Hier is ek, Heer, omvat my hand, kom neem begeer. Hier is ek, Heer, vorm my, val my soos U wil. Hier is ek, Heer, voor U. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Wees altyd bereid om te deel oor die hoop wat hier binne jou leef, oor die liefde en lewe in Jesus, oor die werk van die Heilige Gees. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Moenie bang wees nie, hy sal deur jou praat. Moenie bang wees nie, hy sal jou gebruik. Baie dankie ook vir almal wat gereeld ook hulle dankoffers gee. Jy het nou ook geleentheid om die Here daarmee te dien. Ons het verlede week klaargemaak met 'n reeks oor Petrus. En julle sal onthou, Petrus was geroep om 'n disipel van Jesus te word. Eintlik 'n visser van mense te word. Maar Jesus het hom gesê, Petrus, staan op en kom volg my. En so het Petrus 'n disipel van Jesus geword. En vanoggend gaan ons bietjie kyk na die vraag, hoe lyk 'n disipel? En ons gaan saam lees uit Johannes hoofstuk 13, vers 34 en vers 35. Julle kan julle Bybels daar oopmaak as julle saam met my wil lees. Daarso staan, Jesus praat met sy disippels en dit is die aand waarin hy dan nou gevange geneem sal word. So hy het net saam met sy disippels in die kamer gesit. Hy het sy disippels se voete gewas, onthou julle, en toe het hy saam met hulle geëet. En nou sê hy vir hulle hier in vers 34, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Nou, as ek een van daai disippels was wat daar gesit het, sou ek gedink het, 'n nuwe gebod? Is dit regtig moontlik? Hoekom is dit nodig vir nog een? Daar's al klaar 613 ander wette wat ons moet volg. Daar's die 10 gebooie. Het ons regtig nog 'n gebod nodig? En dan sê Jesus wat die nuwe gebod is. Julle moet mekaar lief hê. En dan sou ek ook 'n bietjie kop gekrap het en gedink het, maar daar's niks niets hier aan nie. Dis dan
een van die gebooie wat die belangrikste is, wat ons al baie goed ken, julle moet mekaar lief hê. Maar dan kom Jesus en dan sê hy, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het, sê Jesus. Julle, en dit is wat nuut is aan hierdie gebod. Dit is wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. Nou, ek gaan gou met julle 'n toets doen. Ek gaan iets dra of iets aansit, dan moet julle vir my sê, soos wat lyk ek, of soos wie lyk ek, nee. Okay, so hier is die eerste een. Ken julle hierdie ding? Okay. Wat is hierdie? Of soos wie lyk ek? 'n Dokter, nee? Okay. Ons vat hierdie een. Soos wie lyk ek nou? Soos 'n kaptein, nee, van 'n skip of 'n kaptein van 'n vliegtuig, nee? Soos wie lyk ek nou? Wat sê? Soos 'n duiker, nee. Okay, so ons weet hoe lyk 'n dokter, ons weet hoe lyk 'n kaptein, ons weet hoe lyk iemand wat gaan duik, maar weet ons hoe lyk 'n disipel van Jesus? En dit is bietjie waaroor ons vandag saam gaan gesels. Jesus sê 'n disipel is iemand wat ander mense liefhet soos wat hy hulle liefhet. Nou julle, net om ons te herinner aan hoe Jesus ons liefhet, het ek 'n storie wat ek vir ons wil vertel. Daar was 'n mamma wat besig was om kos te maak in die kombuis. En sy kon so deur die venster kon sy sien hoe haar seentjie, hy was so 10 jaar oud, hoe haar seentjie in die dam swem. Maar in een van daai damme was daar krokodille ook gewees. En sy sien, hier's 'n krokodil op pad om haar seentjie te vang. Maar die seentjie het dit nie agtergekom nie, maar die mamma kan hier deur die venster sien hoe dit gebeur. En sy sien, die krokodil gaan haar seentjie nou gryp en sy hardloop uit om haar seentjie te gaan red. En soos wat sy besig was om die seentjie aan sy bene uit te trek, is die krokodil besig om die seentjie se arms so te gryp en hom in die water in te trek. So die mamma trek aan die een kant en die krokodil trek aan die ander kant. En so het die ma die seentjie se lewe uiteindelik gered, julle. Maar daai merke het so aan die seentjie se arms en ook aan sy bene gesit. En later, soos wat hy ouer word, as ander kinders of mense gesien het wat se merke so aan sy arms was en hulle vra vir hom, waar kom hierdie merke vandaan? Dan was sy antwoord, dit is liefdesmerke. Want weet julle wat? My mamma het my baie lief gehad. Sy het my so lief gehad dat sy haar eie lewe op die spel gesit het, in gevaar gesit het om my lewe te red. En julle, dit is presies hoe Jesus ons ook liefhet. Jesus het sy lewe vir ons aan 'n kruis gegee. Die merke sit ook aan sy hande en aan sy voete en aan sy lyf, soos wat hulle hom ook geslaan het. So Jesus, dis hoe hy ons lief gehad het. So baie dat hy sy lewe vir ons gegee het. Nou, hoe kan ons in ons lewens wys dat ons lief is vir ander mense? Nou sê gou vir my, wie van julle het troeteldiere? Miskien het jy 'n kat of 'n hond, of 'n papegaai, of 'n hamster, of enige ander troeteldier, né? Nou, hoe weet jy, hoe kan mense sien dat jy lief is vir jou troeteldier? Jy gee mos nou vir hulle kos, jy gee vir hulle water, jy sorg dat hulle skoon en gebad is, jy sorg dat hulle hok of hulle plek waar hulle bly en slaap, dat dit ook netjies en skoon is, jy spandeer tyd saam met hulle, jy gaan stap saam met jou hond, of jy speel saam met hulle, gooi vir hulle die bal, sodat hulle voel dat hulle ook geliefd is, sodat hulle voel maar hulle het ook 'n vriend en 'n maatjie wat vir hulle lief is, nê. En so werk dit ook met ons verhoudings met mekaar. Julle, as ons vir mekaar gaan omgee, as ons vir mekaar gaan sorg, as ons gaan tyd spandeer met mekaar, dan is dit 'n manier hoe ons kan wys dat ons lief is vir ander mense. As ons lewens gaan opoffer
vir ons maatjies by die skool, vir mense dalk wat nie so baie het soos wat ons het nie, dan is dit 'n manier hoe die wêreld kan sien dat jy ook 'n disipel van Jesus is. Wanneer ons mekaar liefhet, soos wat Jesus ons liefhet, dis hoe ons kan weet dat ons 'n disipel van Jesus is. So kom ons gaan hierdie week en kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons spandeer tyd. Kom ons reik uit na daai maatjie toe by die skool wat dalk miskien eensaam daar op die pouse daar op die gronde sit. Kom ons deel die goedjies wat ons het met mekaar. Kom ons wys vir die wêreld dat jy en ek ook 'n disipel van Jesus is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat U lewe vir ons aan 'n kruis gegee het. Here, dankie dat U ons ook kom roep het om te kom sê, kom en kom volg my. Dankie dat ons U disipels kan wees. Help ons, Here, om ander mense so lief te hê soos wat U ons het. Here, help ons om uit te reik. Help ons om ons tyd te gee. Help ons om ons krag en energie te gee, sodat ander mense ook by ons kan baat. Here, ek wil bid vir elke gesin. Here, mag hulle in hierdie week wat kom, in hierdie nuwe seisoen van lente, mag hulle beleef, Here, dat daar vir hulle ook nuwe moontlikhede is, nuwe geleenthede is, saam met U. Here, mag U ook in hulle verhouding met U, Here, ook vir hulle die vrede gee, die liefde gee, en ook die vreugde gee, sodat ons kinders van U kan wees, sodat ons U disipels mag wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sien julle volgende week weer en mag die Here se genade en sy seën en sy voorspoed met jou wees in hierdie week.